My ma het gesê, dis nie elke dag Kersfees nie, maar ek dink dit is nou Kersseisoen. En daarom in hierdie Kersfeestyd, ook by Ritme, so welkom. Dankie dat jy hierdie jaar op die pad saamgestap het, Johan en ek en die hele Ritmespan, jubel en juig dat ons ook in hierdie feesgety Jesus se koms vrolik kan herdenk. Geniet ook vandag se ritme. Wat 'n jeuglike oomblik en geleentheid vir my. Dis nie elke dag wat hierdie gebeur nie. Ritme digitaal op Kersdag. En ek kan opreg uit my hart vir jou sê, namens my en Stefan en die hele Ritmespan, wat agter die skerms baie werk doen, van ons almal af, geseënde Kersfees. Mag jy in hierdie oomblikke, mag jy in hierdie dag, mag jy in hierdie Kerstyd iets beleef van God wat mens geword het. God se barmhartigheid, sy barmhartige hart, sy oorvloedige, liefdevolle hart vir jou en vir my, wat net so oorgeloop het toe hy ons nood sien, dat hy 'n plan gemaak het, en daardie plan was om sy seun te stuur. En daarom, opreg, weer 'n keer, geseënde Kersfees. Vandag gesels ons oor die vrede wat gepaard gaan met Kersfees. Ons praat oor ware vrede. Ons praat oor dis tyd vir vrede. Noem dit net wat jy wil, maar die kernwoord waaroor ons vandag gaan gesels op hierdie Kersdag en by hierdie Kersgeleentheid is vrede. Ek het so 'n tydjie terug 'n boodskap gedoen, wat ek so spesifiek weer oor die blydskapsgedeelte met jou gepraat het. Dit is so relevant. Ons is so afhanklik partykeer van happiness, en ek het vir jou baie mooi verduidelik dat happiness word aan 'n geleentheid gekoppel. Byvoorbeeld jou verjaarsdag en jy kry 'n geskenk en jy's happy. Of die Springbokke wen of die Proteas cricket wen of wat ook al en jy's happy. Binne 'n dag is die happiness verby, is dit vergete. Maar joy, ware blydskap is iets wat van binne afkom. Dis iets wat net die Here vir jou kan gee. So Kersfees is ook 'n tyd van ware, egte diep blydskap. Daai in alle omstandighede dankbaar wees. Wees altyd bly. Hoekom? Want Kersfees het gebeur. Dis 'n realiteit. Jesus het gekom. Hy's gebore in 'n stal, ensovoorts. En hy is die grootste geskenk van alle tye. En dis waaroor ware blydskap gaan, waaroor joy gaan. En nou wil ek begin om vir jou te lees. Lukas 2, vers 13 en 14. Baie bekend. Maar ek gaan nou die klem op sekere woorde sit, wat dit vir jou sommer net nog sagter op die oor en die hart gaan laat val. Lukas 2, vers 13 en 14. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mens in wie hy 'n welbehae het. Kom ek lees net weer daai sin, want dis waaroor vandag gaan. En vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Ek dink ons verwar onsself baie keer, en ek dink ons verstaan baie keer nie lekker hoe die wêreld van daardie tyd gelyk het nie. Ons is net so bewus van ons hier en nou, ons huidige, in 'n wêreld wat doodgewoon nie lekker is nie. Daar is geweldige haat en konflik en oorloë en mense wat mekaar sleg sê en beledig die hele tyd, veral politici is ons professioneel wat sulke goeters aanbetref. En dan is dit hierdie groep wat opstaan teen daai groep, en dit is daai groep wat daai groep boikot, en dit is hierdie dit en hierdie dat, en ons dink dis net in ons tyd wat die wêreld moeilik was of moeilik is en swaar is. Kom ek vat jou nou spesifiek na die tyd van Jesus se geboorte. Nommer 1, ons almal weet hierdie. Hy's in 'n stal gebore. Nou mense, 'n stal. Dit is nie 'n hotel nie. Dit is nie 'n gastehuis nie. Daar's diere in 'n stal. Dit stink.
Dis vuil. Hy is in 'n krib gebore, 'n voerbak, die bak waar uit diere eet. Ons vergeet dit baie keer as ons die woord krib hoor. Dit is waarin Jesus gebore is. Dit was nou sy wiegie gewees, waarin hy gelê het na sy geboorte. Hoor die hart en die swaar en die moeilik en die onvolmaakte van 'n stal en 'n krib of 'n voerbak en die vuil en die onhygiëniese toestande waarbinne Jesus gebore is. Maria, sy moeder, was ongetroud gewees. En sy het nog gekom van Nasaret af ook. Nasaret was 'n gehuggie, was 'n tipe van plakkerskamp in vandag se tyd gewees. So sy het van 'n minderwaardige plek afgekom en hier is sy nou nog tipe van, ons weet dis nie waar nie vandag, maar in daardie tyd het die mense al skeef aangekyk toe sy swanger geraak het. Sy het deur die Heilige Gees swanger geraak, maar hulle het dit nie geweet nie. So sy het nog 'n etiket ook gedra. Slegte omstandighede, moeilike omstandighede. Dan was daar Herodes, wrede Herodes. Toe hy nou hoor van die koning wat gebore is, toe sy onmiddellik bedreig. En hy maak jag op Jesus. Ek bedoel, Jesus word letterlik gejag, soos 'n wildsbokkie gejag word. Want Herodes wil die koning wees en hy wil die enigste koning wees en hy wil ontslaa raak van enige iemand anders wat dalk die koning kan wees. So wat beplan hy? Kindermoord. Alle seentjies 2 jaar en jonger word doodgemaak, afgemaai. Mense, dis onmenslik, dis wreed, dis aaklige omstandighede. En toe moes arme Maria en Josef moet vlug met Jesus, as gevolg van hierdie kindermoorde, moes hulle vlug na Egipte toe, tot na Herodes se dood. Toe eers kon hulle terugkom. So aaklige omstandighede, wêreldomstandighede, omgewingsomstandighede, waarbinne Jesus gebore is. Hoe lyk die wêreld van vandag? Is dit nodig dat ek dit uitspel? Kom ons staan by 'n paar goedjies stil. Hoe lyk die politiek in hierdie wêreld? Hoe lyk bedrog en korrupsie en die vlakke van bedrog en korrupsie? Ons praat van miljarde. Dis waarvan ons praat. Ons praat nie van klein geld nie. Die ekonomie, die werkloosheidskoers, die olieprys, die wisselkoers. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan met ekonomiese omstandighede wat nie gunstig is nie. Mense oor die algemeen in Hebreë se selfgerigtheid, se selfbeheptheid, 'n eie waan en ego wat jy by mense sien en by mense optel. Geweld en oorlog wat ek nou al reeds van gepraat het. En dekadensie, 'n ongelooflike dekadente wêreld wat ek en jy in leef, word gekenmerk deur dekadensie. So, dink aan die wêreld van daardie tyd. Met Herodes en Josef en Maria wat moet vlug en Jesus in 'n stal gebore en 'n krib gebore. En dan dink jy aan vandag se tyd. Dis tye van onvrede. Dis nie tye van vrede nie. Dis die punt wat ek probeer maak. Onvrede was aan die orde van die dag. Nou kom die baie bekende geestelike skrywer en prediker John Piper. Hy skryf so raak en so mooi. The world gives peace with retirement accounts. The world gives peace with health insurance. The world gives peace with bomb shelters. The world gives peace with safety nets in the society. The world gives peace with police. The world gives peace of mind in 100 ways, which I'm thankful for, and I'm glad they exist. And Jesus says, I'm not giving that way. That's not what I'm doing. Oh, dit is sulke mooi woorde. Niks fout met health insurance en die police en al daai goed nie. John Piper sê heeltemal reg, ek is bly vir daai goed, ek is dankbaar vir daai goed en ek dink ons almal stem saam, dankie tog vir daai goed. Maar Jesus sê, my vrede is 'n ander vrede. My vrede is 'n dieper vrede. My vrede is 'n ewige,
ewige vrede. En dis die verhaal van Kerstyd. Dis die boodskap van Kerstyd. Jesus wat aarde toe kom. Vrede vir jou en vrede vir my. Johannes 14 vers 27 sê, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Jy weet ons dat bekommerd wees steel jou vrede, onmiddellik. So, hier is die woorde, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle 'n geskenk, wanneer ek weggaan. Vrede. Moet dit egter nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie. Met ander woorde, moet jou nie bekommer oor môre nie. Moet jou nie bekommer oor die toekoms nie. Moenie dat jou vrede gesteel word nie. Want ek gee 'n ander tipe vrede. Kom ek lees dit nou weer vir julle. Wanneer ek weggaan, ek los vrede. Moet dit nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Die vrede van Jesus is anders. Ons lees dit in Johannes 14 en ons het dit uit hierdie aanhaling van John Piper ook baie mooi gehoor. Nou Martin Luther King, na baie onaangename insident wat gebeur het, in 1956, so dis baie jare gelede, skryf hy en sê hy die volgende. The text is saying in substance, peace is not merely the absence of some negative force, like war, tensions, confusion, but it is the presence of some positive force, justice, goodwill, the power of the kingdom of God. En hierdie is so belangrik. Kom ons gaan terug na Johannes 14 toe. Jesus sê, my vrede lyk anders as die wêreld se vrede. Die vrede wat ek bring, die vrede wat ek gee, is anders as die vrede van die wêreld. Moenie die twee verwar nie. En hier kom Martin Luther King en hy sê ook, het gaan nie net oor die afwesigheid van spanning en die afwesigheid van oorlog en die afwesigheid van sleg nie, maar dit gaan juis oor die aanwesigheid van die positiewe, die mooi, die goed, wat ons net kry in en deur Jesus Christus. The power of the kingdom of God. Ek wil jou terugvat na Lukas 2 toe, vers 13 en 14. En ek wil 'n sekere link vir jou demonstreer, en die belangrikheid van 'n sekere link in hierdie vers. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, nou hier kom die link nou, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Hoor hierdie link. Eer aan God lê in vrede. Eer aan God het te doen met vrede. So, nommer 1. Jesus moet die belangrikste persoon in jou lewe wees. Jesus moet die nommer 1 in jou lewe wees. Hoekom leef jy? Vir God se eer. So daar's 'n tweede belangrike punt. Ek en jy leef vir God se eer. Eer aan God. Dis waarmee hierdie begin. Eer aan God. Leef tot God se eer. Wat is God se hele plan en doel? Hy gee jou vrede deurdat sy eer die belangrikste ding in jou lewe is. Sy eer die nommer 1 in jou lewe. Jesus die belangrikste persoon in jou lewe, om aan hom gehoorsaam te wees, die belangrikste ding in jou lewe. Dan gee hy jou sy vrede. Daar gaan nie vrede in jou lewe kan wees as jou lewe nie eer bring aan God nie. En jy weet dit. Jy beleef hierdie gereeld, ek beleef hierdie gereeld. Wanneer ek dinge sê, dinge doen, wat God nie eer nie, dan het ek nie vrede nie. So, kyk mooi die link in Lukas 2. Eer aan God en dan die vrede. So, vrede sonder God en
Jesus se eer is onmoontlik. Kyk weer die link. Ere aan God en vrede op aarde, vrede in jou lewe. Ontsaglik belangrik hierdie woorde van Lukas 2. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Jesus die nommer 1 in jou lewe. Ek lewe in gehoorsaamheid van Jesus. Ek lewe tot sy eer en sy verheerliking en daaruit gee hy vir my en vir jou vrede. En dit behoort vir jou die volgende vraag te beantwoord. Hoekom lyk die wêreld soos dit lyk? Hoekom lyk Suid-Afrika soos dit lyk? Hoekom lyk jou omgewing en my omgewing soos dit lyk? Hoekom is daar nie vrede in mense se lewens en vrede in mense se harte nie? Hoekom is daar nie vrede in hierdie wêreld nie? Hoekom is dit oorlog en opstand en spanning en konflik? Word God se eer eerste gestel? Is God die belangrikste persoon in mense se lewens? So daai link tussen ere aan God en vrede aan die mens, verklaar vir ons, gee vir ons die redes, hoekom die wêreld lyk soos hy lyk, hoekom dit gaan, soos dit gaan. En die boodskap van Kersfees is weer, maak Jesus, die Seun van God, die een wat aarde toe gekom het, die een wat in 'n stal gebore is, in 'n krib, maak hom weer die nommer 1 persoon in jou lewe, sodat jy sy vrede kan ervaar. Kom in ons gesinne, kom in ons gemeenskappe, kom in ons land, kom by die werk weer op 'n plek wat Jesus nommer 1 is. Dat ons tot sy eer leef, en dan sal daar vrede wees vir die mens. Paulus skryf so mooi in Romeine 15 vers 13. Maar God, die bron van hoop, hoor mooi word God beskryf, die bron van hoop. Julle, deur julle geloof, met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons het reeds nou oor die vreugde gedeelte, die blydskap gedeelte gepraat, maar kyk, hier word die twee aan mekaar gekoppel. Julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. God, die bron van hoop, kom vul ons waarmee? Met vreugde en met vrede. Deur die krag van die Gees. En dis waaroor Kersfees gaan. Kersfees is ook 'n verhaal van hoop. Dis 'n storie van hoop. Dis nie 'n storie nie. Dis 'n werklikheid van hoop wat vir jou en vir my hoop gee. Dis wanneer jy vreugde ervaar. Dis wanneer jy vrede ervaar. Ek wil amper sê, vreugde plus vrede is gelyk aan hoop. Min vreugde in die wêreld. Min vrede in die wêreld. Maar die vreugde in Christus en die vrede in Christus en die hoop in God, wat vir ons die hoop in God gee. Kersfees is 'n werklikheid van hoop, van vreugde en van vrede. Markus 2 vers 3 en 4. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. 4 van hulle het hom gedra. Julle almal ken hierdie verhaal. Hierdie verlamde man word gedra deur sy vriende vir baie ver. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbare waarop die verlamde man gelê het daardeur afsak. Hier is Jesus in 'n huis, in 'n vol huis vol mense, en hier's mense bo op die dak. Hulle laat sak die verlamde af. Sien die prentjie. En wat is die eerste ding wat Jesus doen? Hierdie is 'n belangrike vraag. Wat is die eerste ding wat Jesus doen? Vers 5 van Markus 2. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, jou sondes word jou vergewe." Ons vergeet daai gedeelte. Vers 11 sê: "Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbare, gaan huis toe." Hy maak hom gesond, hy genees hom. Ja, dis die tweede ding. Die boodskap van Kersfees is nommer 1, vergifnis, vryspraak, vreugde, vrede in jou lewe en in jou hart. Dis belangriker as dat jy gesond word, maar ek skenk vir jou die genesing ook, die herstel ook. Kom ons leer dit uit hierdie verhaal in Markus 2. Ag, ek kan mos nou nie anders nie. Ek moet daarom
met 'n Kerslied of twee se woorde afsluit. Weereens, ek gaan jou seën deur dit nie te sing nie, maar ek gaan dit vir jou lees. Silent night, holy night, all is calm and all is bright. Around yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Vrede, 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 heavenly peace. Die bekende somerkersfees, wat 'n pragtige Kerslied. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, Kersfees kom. Gee aan God die eer. Skenk 'n helder somerkersfees aan hierdie land, o Heer. En dan gaan ek afsluit met 'n gedig wat geskryf is vir my 'n onbekende persoon, Karen van der Merwe. Tussen die donkerste dieptes van die droogste woestyn, waar die onstuimigste storm teen 'n stilte wegkwyn. Dis in die stil wees waar vrede jou hart laat ontwaak, in die krag van jou bede wat storms stil maak. Wat vir my so aangrypend is van hierdie gedig en van die woorde in hierdie gedig is, dit gaan oor vrede, maar dan die droogste woestyn, die donkerste dieptes, die onstuimigste storm. Dis in die stil wees waar vrede jou hart laat ontwaak. Mag jy regtig in hierdie tyd 'n Kersfees van vrede ervaar. Mag jou jaar 'n jaar van vrede wees. Kom ek bid vir ons. Here, hoe sal ons ooit genoeg kan dankie sê, Vader, dat U Jesus gestuur het, Jesus dat U gehoorsaam was en aarde toe gekom het. Ere aan God, ons wil dit uitroep, Here, ons lewens gaan oor ere aan God. En daarom uit dit dankie vir vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ten spyte van 'n donker wêreld, en ten spyte van 'n wêreld met onvrede, in ons is ons gevul met die vrede van God, die vrede wat Kersfees vir ons bring. Dankie Here vir ware blydskap en ware vrede in ons lewens. Amen. Weereens 'n geseënde Kersfees vir jou en jou familie, jou vriende, en ja, sommer 'n uitnodiging. Jy is welkom om hierdie boodskap aan te stuur, sodat ons die boodskap van vrede en ere aan God in die Kerstyd by mense kan uitkry. Geseënde Kersfees. Wat 'n vreugde dat jy vandag deel was en elke ander dag van hierdie ritme digitaal boodskappe. Mag jy ook in hierdie feesgety beleef, soos Johan gepreek het en soos wat ek die voorreg het om te doen en al ons ander predikers, dat Jesus die hoop vir die wêreld is. Vrede en vreugde vir jou.